Daar's een ding op hierdie aarde waarvoor elke mens, maak nie saak hoeveel geld of hoeveel mag jy het, maak nie saak hoe talentvol jy is of wie jy is nie, heeltemal hulpeloos is. En dit is die dood. Wanneer iets dood is, kan geen menslike tegnologie of wilskrag dit ooit weer aan die gang kry nie. Maar wat as daar iemand is wat nie net krag het om die dood om te draai nie, maar wat die absolute vryheid en gesag het om lewe te gee aan wie dit wil hê? In Johannes 5 vers 21 maak Jesus 'n stelling wat hom heeltemal bo enige ander godsdienstige leier in die geskiedenis plaas. Luister net hierna. Onthou jy hoe Jesus in die vorige vers gesê het, die Vader gaan hom groter dade wys, sodat mense verbaas sal staan? Wel, in Johannes 5 vers 21 sê Jesus, soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Vir die Jode wat na Jesus geluister het, was dit skokkend. In die Ou Testament was die opwekking van die dooies die eksklusiewe reg van God alleen, want niemand anders kan dit doen nie. En deur te sê, hy, wat Jesus is, maak ook lewend, sê hy daardeur, ek besit dieselfde goddelike krag en dieselfde gesag as die Vader. Met ander woorde, Jesus sê, ek het gesag oor die fisiese dood. En die beste van alles is, hy het dit nie net gesê nie, hy het dit bewys. Hy het later vir Lazarus wat 4 dae lank in die graf was, uit die dood uit opgewek. Lazarus wat al besig was om in die graf te verrot, hy het al geruik. Jesus roep hom uit die dood uit. En uiteindelik het Jesus self ook uit die graf uit opgestaan. Die graf was leeg, want Jesus besit die sleutels van die dood en die doderyk. Maar hierdie woorde van Jesus beteken ook, in die tweede plek, dat hy krag het oor die geestelike dood. Want sien, dit gaan eintlik meer as net oor die graf. Die Bybel sê dat ons sonder God dood is in ons oortredings. Jy kan dalk nou fisies asemhaal, maar geestelik heeltemal dood wees van binne, sonder enige hoop, sonder vrede, sonder enige doel. En Jesus sê, hy het die gesag om jou gees vandag lewendig te maak. Nie net eendag jou liggaam uit die dood op te wek nie, maar nou, vandag al jou gees lewend te maak, maar omdat hy in sy groot genade kies om dit te doen. So wat is daar vandag in jou lewe wat dalk dood voel? Miskien voel jou geloof dood. Miskien is jou hart koud teenoor God, of dalk voel jy vasgevang in 'n situasie waar jy nie 'n uitkom kan sien nie. Moenie na jou eie krag kyk om dit reg te maak nie. Kyk na die Seun, na Jesus Christus. Hy is die bron van die lewe. Een woord van hom kan 'n dooie hart weer laat klop. Het jy dalk al beleef hoe God 'n dooie situasie in jou lewe omgedraai het? Deel asseblief jou getuienis in die opmerkings hieronder, want ek is seker daarvan en ek weet, jou storie kan vir iemand anders vandag hoop gee. Hemelse Vader, dankie dat U die God is van lewe, dat U die een is wat lewe gee. Here Jesus, en dankie dat U ook lewend maak, dat U die prys betaal het aan die kruis van Golgotha, dat U uit die graf uit opgestaan het om die dood te oorwin. Ek bid nou vir elke een wat voel, hulle omstandighede is net te veel, wat geestelik dalk dood voel. Ek bid dat U hulle lewens sal aanraak en vir hulle U lewe sal gee, die lewe wat net van U afkom. Vul hulle nou met U hoop, met U vrede en met U vreugde. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. As hierdie video jou herinner het aan die krag wat daar is in Jesus Christus, druk die like knoppie, deel die boodskap met iemand en onthou om te subscribe of om aan te sluit as 'n member van die kanaal. En onthou, Jesus maak lewend.